Vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n naweek gedra het. Ons vertrou dat u lekker kon uitrus, dat u kans sien vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week. Ag vriende, en onthou, werk is nie 'n straf nie. Die Bybel sê vir ons moet ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk, en mag u in hierdie dag ook opnuut die voorreg besef om 'n werk te kan hê, om 'n inkomste te kan genereer, om die Here ook daardeur te kan verheerlik. En mag u dan, anders as die ander mense by die werksplek wees, deur u lig te laat skyn in die donker wêreld, en mag u gesindheid van so aard wees dat ander mense deur u lewe na Christus getrek sal word. Ag vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie baie besondere Psalm 73, die opskrif daar, die groot raaisel, en is 'n Psalm van Asaf. En hy begin en hy sê, waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. So met ander woorde, Asaf kom en hy sê, God is goed, en hy gee hierdie algemene verklaring van die Here, want u sien, God is goed, sy goedertierenheid tot in ewigheid, en sy trou is van geslag tot geslag. Selfs al dink ons die dinge wat met ons gebeur is nie so wonderlik goed nie, is die Here nog steeds besig om alles ten goeie te laat meewerk. So ons kan met sekerheid sê, en Asaf maak presies die regte afleiding, dat God is goed. Nie net vir Israel nie, maar ook vir sy kinders. En God is in die algemeen goed vir die wêreld en sy bevolking. Hy versorg ons, hy voorsien, die son skyn oor die regverdige en die onregverdige. Hy laat reën oor die regverdige en onregverdige. God is goed. Nou sê hy vir die wat rein van hart is, in besonder vir sy kinders, vriende. Die Here het 'n besondere belang by sy weergeborenes, hy het 'n besondere belang by die wat hom ken, en die Here versterk hulle en hy bou hulle op in die allerheiligste geloof, en daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat hierdie waarheid ook in ons lewens teenwoordig moet wees, want dit help nie ons sê God is goed, maar ons lewe nie om hierdie goeie, genadige en barmhartige God te verheerlik nie. Ek het onlangs vir 'n man gesê, die Bybel sê, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Maar nou kom Asaf en hy maak 'n geweldige verklaring, en hy sê, maar wat my aangaan, my voet het amper gestruikel, my voetstap het byna uitgegly. Daarom, ek dink dis waarom soveel mense met die psalms kan assosieer, omdat die psalmskrywer so eerlik was. Deur die Heilige Gees gelei het hulle eerlik vertel wat in hulle harte aan die gang was. En Asaf sê, luister, God is goed vir die wat rein van hart is, maar kom ek staan bietjie stil by wat in my hart aan die gang was. Hy sê, my voete het amper gestruikel, my voetstap het byna uitgegly. Asaf sê, luister, daar het 'n punt in my lewe gekom, dat ek vir myself die vraag gevra, nou Gerard, waarom dien jy die Here? Waarom volg jy nog die pad saam met die Here? Asaf het dit gevra. Jy het dit al gevra in jou lewe. Jy wat vanmôre na my luister. My vrou, my kinders, ons almal het op 'n stadium in ons lewe gekom, Elia van ouds, 'n punt in ons lewe bereik waar ons gesê het, maar wat help dit ons dien die Here? En nou gee hy die rede waarom hy tot hierdie gevolgtrekking gekom het. Hy sê, wat ek was afgunstig, hy was jaloers op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Dikwels is kinders van die Here so besig om te kyk na wat om hulle aangaan, dat ons vergeet, ons oë moet gefestig wees op Christus, die leidsman en voleinder van ons geloof. Ons is so besig om te kyk na hulle wat suksesvol is, dat ons die miljoene in die wêreld vergeet wat minder het as ons. Ons is so besig, vriende, met hulle wat beter ry as ons, en in 'n mooier huis bly as ons, en meer salaris verdien as ons, dat ons vergeet ons is hier om God welbehaaglik te wees, op die bepaalde plek waar ons geplaas het, in die bepaalde omstandighede. En Asaf sê, wat gebeur het is, hy het sy oë van die Here begin afhou, en hy het na die onsinniges gekyk, na die goddeloses gekyk. Hy het hulle voorspoed gesien. Hy sê, hulle het geen kwellings nie, en daar's nie moeite van 'n sterfling by hulle nie. Hulle is trots, hulle is vet en uitbundig. Hulle spreek in hulle hart teenoor die Here, hulle is arrogant teenoor God en sy heilige dinge. Hy praat hier van verskillende dinge wat hulle doen, wat hulle daaglikse optrede behels, en hy sê, hulle sê, hoe sou God dit weet, en sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Hy sê, kyk, soos die goddelose mense altyd onbesorg vermeerder hulle rykdom. En nou hoor dit sy in vers 13, waarlik te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Dis amper asof hy wil sê, maar hoekom sal ek dan die Here dien? Hoekom moet ek dan eerbaar en heilig en rein lewe? U sien, Asaf het vergeet dat 'n kind van God anders te moet wees as die wêreld. Die Here red ons nie sodat ons soos die wêreld doen, optree, gaan, bly, by mekaar maak ensovoorts nie. Ons het 'n hele gedagteverandering ondergaan by wedergeboorte. Ons het burgerskap verander. Ons is nou burgers van die hemele. Asaf het dit vergeet, ek en jy vergeet dit ook baie keer.
Soms moet ek ook soos Asaf myself net weer op 'n punt bring waar ek vra, Heilige Gees gee my wysheid dat ek verstaan wat my roeping en my doel op aarde is. Nie om myself te verryk nie, maar om U te verheerlik. Nie om te kyk na die onsinniges en goddeloses en jaloers te wees op hulle nie, maar om my oë gefestig te hou op U. Hy sê so die hele dag, tog is ek geslaan en my tigtiging was daar elke môre. As ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van U kinders. So in ander woorde, Asaf sê, 'n kind van die Here het baie stryd. Die Bybel sê ons sal deur baie verdrukkinge in die koninkryk ingaan. Luister, hierdie is nou ons tyd van die kruisdra. Die kroon sal kom na hierdie lewe. So daarom moet U nie verbaas staan wanneer daar stryd oor U lewe kom nie. Die Here weeg vir ons elkeen af wat nodig is. Maar die belangrike ding is dat ons oë nie sal hou op mense en ons oë sal wegneem van die Here nie. En nou sê hy in vers 16, toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë. Vriende, soms is dit moeite. Soms bring dit hierdie onstuimigheid in my binneste, wanneer ek hierdie goed probeer logies uitredeneer. Want jy sien, die Christelike lewe maak nie altyd logies sin nie. Die Here sê jy moet jou kruis opneem, jouself verloon en hom volg. Die wêreld sê nee, jy moet jouself verkoop aan die wêreld. Jy moet vir hulle vertel hoe wonderlik goed jy is. Jy moet vir hulle vertel dat hulle sonder jou eintlik nie kan oor die weg kom nie. Die Here sê net die teenoorgestelde. Die Here sê vir ons dat ons barmhartigheid moet bewys, terwyl die wêreld sê, man, kom ons kyk wat ons kan kry vir onsself uit hierdie wêreld. Die Here sê vir ons moet sterwe aan onsself, sodat ons waarlik kan lewe. Die wêreld sê, man, ek lewe vir myself en ek geniet wat ek kan kry. Asaf sê dit was moeite om hierdie goed regtig sinvol te bedink. En nou, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en op hulle einde gelet het. So, Asaf kom by hierdie punt van realiteit uit. Hy besef dat die goddelose nou hulle beste lewe op aarde het. Maar daar gaan 'n dag aanbreek as hulle sterwe sonder die Here, dat hulle slegste sal begin. En ag vriende, hoe dom om 'n paar jaar op aarde te verruil vir 'n ewigheid sonder God. Asaf kom by hierdie begrip of hierdie waarheidsbeginsel of begrip uit om te sê, Here, ek was dom geweest, en dit bring ons by hierdie vers. Hy sê, toe my hart bitter gestemd en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom en het niks geweet nie, ek was by 'n dier by U. Asaf sê eintlik, Here, ek het glad nie logies geredeneer nie. Ek het dom geredeneer. Here, kan ek as U kind so stupid wees? Verskoon die platvloerse uitdrukking. Kan ek so onnoosel wees om U die heilige te bevraagteken en te dink dat 'n tyd van genot is beter as vir ewig sonder God? Asaf sê, ek was dom, ek was soos 'n dier, ek was soos een sonder verstand. Hoe kon ek so geredeneer het? Miskien moet U en ek ook vanmôre saam met Asaf sê, Here, ek was dom en het niks geweet nie, ek was 'n dier by U. Ag, dikwels in my wandel met die Here het ek dit al gesê. Die Here weet, ek het dit al bitter baie gebid en gesê, Here, ek is soms so sonder verstand. Soms het ek so eie agenda, so eie gedagte en eie idee. Ek vra U, Here, vergewe my. Nou môre gaan ons hierdie Psalm klaarmaak. En dan gaan ons verder sien wat Asaf sê. Maar wil ek vanmôre U vra, waarop is U oog gerig vanmôre? Gaan dit oor wat die wêreldlinge het en U is jaloers en U is kwaad en U is ongemaklik met die Here omdat U dit nie het nie? Of besef U dat hierdie dinge tydelik en verbygaande van aard is en dat U 'n burger van die hemel is, van waar U verwag U verlosser en saligmaker Jesus Christus, en leef U nou so om hom welbehaaglik te wees? En as dit vanmôre vir U moeite is, onthou vir Asaf was dit ook moeite. Hy het gestoei en gesukkel om hierdie begrip in sy hart 'n landingsplek te laat kry, tot die Here vir hom wysheid gegee het, om vir hom te wys, Asaf, het gaan nie net oor hier en nou nie, het gaan nie oor wat jy bymekaar maak en wat jy het en wat jou stand in die samelewing is nie, maar leef jy 'n gekruisigde, geheiligde lewe, jou oë gefestig op die Here, vertrou jy hom om vir jou af te weeg, wat jou daaglikse porsie moet wees, doen jy alles van hart asof vir die Here, nie vir mense nie. Onthou, dit is waaroor die lewe gaan. En ons gaan môre sien, by ons tweede boodskapie, oor wat Asaf vir ons verder sê in hierdie Psalm, 'n kosbare gedeelte, en mag die Here ons wysheid gee, vriende, dat ons regtig sal stil sit en dink oor ons lewe en die Here so welbehaaglik wees. Groete vir u, mooi dagie verder daar.